Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Sondag 26 Julie. Kennis teenoor die liefde. Lees 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Waarom kontrasteer Paulus kennis met die liefde? Binne watter konteks doen hy dit en wat probeer hy hier tuisbring? Ons lees 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat ons almal kennis het. Die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. As iemand meen dat hy enige kennis het, weet hy nog niks, soos 'n mens behoort te weet nie. Maar as iemand God liefhet, die word deur hom geken. Wat dan die eet van die offervleis aan die afgode betref, weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie, en dat daar geen ander God is nie behalwe een. Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar baie gode en baie here is, tog is daar vir ons maar een God. Die Vader uit wie alles is en ons tot hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is en ons deur hom. Die kennis is egter nie in almal nie, maar sommige nog altyd bewus van die afgod. Eet dit as 'n afgodsoffer en hulle gewete wat swak is, word besoedel. Maar die voedsel bring ons nie nader by God nie, want as ons eet, het ons geen oorvloed nie, en as ons nie eet nie, ly ons geen gebrek nie. Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Want as iemand jou, wat kennis het, aan tafel sien in 'n afgodstempel, sal sy gewete, as hy 'n swak man is, nie aangemoedig word om van die offervleis aan die afgode te eet nie. En moet die swakke broeder, vir wie Christus gesterf het, verlore gaan deur jou kennis? Maar deur so teen die broeders te sondig en hulle gewete wat swak is seer te maak, sondig julle teen Christus. Daarom, as voedsel my broeder laat struikel, sal ek ter ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. 1 Korintiërs 8 vers 1 tot 13. Die tema wat Paulus hier aanroer, is die van kos wat aan afgode geoffer is. Hy doen dit ten einde 'n dieper kwessie toe te lig, naamlik die gebrek aan liefde vir medegelowiges. Hierdie kwessie oor die eet van kos wat aan afgode geoffer is, verdeel die kerk in twee kampe. Party het so geredeneer. Ons beskik nou oor die nodige kennis en weet dat die afgode blote versinsels is, en daarom kan ons mos enigiets eet. In vers 4. Hierdie mense word as sterk beskryf in 1 Korintiërs 4 vers 10, en die in die ander kamp as swak in 1 Korintiërs 8 vers 9 tot 12. Hierdie benamings kies Paulus omdat laasgenoemde groep nog nie die bygeloof van hul paganistiese verlede heeltemal afgeskit het nie. Om te sien hoe dat die sterkes kos eet wat aan afgode geoffer is, kon hulle tot 'n verkeerde slotsom bring, naamlik dat afgodery en die Christelike geloof versoenbaar is. Die apostel wou dus voorkom dat die sterkes op die wyse 'n struikelblok vir die swakkes word. Die Bybel beskou die eet van kos wat aan afgode geoffer is in 'n uiters negatiewe lig. Handelinge 15 verse 20 en 29 lees: Maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwrig is en van bloed. Dat julle jul onthou van afgodsoffers en van bloed en van wat verwrig is en van hoerery. As julle jul hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Hoofstuk 21 vers 25 sê ook: Wat agter die gelowiges uit die heidene betref, het ons geskrywe en besluit dat hulle niks van die aard moet onderhou nie, maar hulle moet net onthou van die afgodsoffers en bloed en van wat verwrig is en van hoerery. Openbaring 2 verse 14 en 20 sê ook vir ons: Maar ek het enkelinge dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Biliam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer.
Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toelaat om te leer en my diensknegte te verlei om te horeer en afgodsoffers te eet. Duidelik is Paulus se vermaanings in die verband hier in die eerste sendbrief aan die Korintiërs nie so drasties soos die in Handelinge en Openbaring nie. Dit is so omdat die apostel hom hier in Korintiërs op 'n ander aspek toespits. Die misbruik van partygelowiges se nuut gevonde kennis dalk tweespalt onder hulle lidmate kon meebring. Hier verwerp Paulus nie kennis as iets wat op sigself boos is nie. Waarteen hy hom wel uitspreek, is die soort kennis wat tot 'n meerderwaardige houding lei, wat op die beurt tot verdeeldheid in die gemeente lei. Kennis wat liefde omseil, is nie die ware Jakob nie. Ware kennis spruit slegs uit 'n daadwerklike liefde vir God en uit die feit dat hy jou ken. Met 'n aanhaling uit Deuteronomium 6 vers 4 wys die apostel op die feit en wete dat daar net een God is. Interessant genoeg volg Paulus dieselfde strukturering van idees as wat Moses in Deuteronomium 6 vers 4 en 5 het. Eers kom die verklaring dat God een is en dan die bevel, jy moet die Here jou God lief hê. So albei Bybelfigure het kennis sonder liefde as nutteloos beskou. Die sterkes was vas oortuig dat hulle nou genoeg kennis het om te weet dat die kos wat aan die gode, dit wil sê lewenslose voorwerpe geoffer is, skadeloos was. Volgens hulle kon gelowiges dit eet. Soos ons Woensdag en Donderdag se lesse sal sien, het Paulus aangedui dat hulle wel die reg het om van daardie kosse te eet, alhoewel dit met die voorwaarde kom. Vermy dit as dit 'n struikelblok vir die swakke word, soos gelees in vers 9. Christene is veronderstel om diself uit liefde vir Christus en vir hul medemens te verloon. Paulus voer aan dat kennis afbreekend kan wees as dit sonder liefde bedryf word in 1 Korintiërs hoofstuk 8. Onder watter omstandighede kan kennis sonder liefde inderdaad afbreekend wees?